Welkom terug op Groot Plaas, saam met ons vanoggend weer 'n ou vriend van die program, Frikkie van Loggenberg. Hy is die hoof van beleggingsstrategie en uitvoerende beampte van IFSA. Frikkie, goeiemôre en welkom. Môre Doopie. So, met die aankondiging van die moontlike rentekoersverhogings, wat is dan van die wenke wat IFSA se netwerk aan julle kliënte bied rondom julle beleggings? Doopie, ons gaan kyk nou, die rentekoerse is nou so 0.25% op. Wat goeie nuus is vir mense wat nou 'n geldjie in die bank het en mense dink jy gaan 'n bietjie beter opbrengs kry daarso. En saam met dit gepaard kan ons nou werklikbaar sien dat inflasie is stelselmatig nou om regtig bietjie te verhoog, amper by net so oor die 4%. Nou as jy nou na jou persoonlike inflasie gaan kyk, jou pakkie goed wat jy koop en wat jy betaal in 'n maand is nie net 4% op nie, dis bietjie meer as dit. So dis mense persoonlike inflasie kan tot en met so 9-10% wees as jy nou werklik waar die sommetjie gaan maak. So as jy 8% by 'n bank gaan kry en jy dink jy kry nou 'n bietjie beter koers, jy vat belasting in berekening teen 30%, so jy gaan nie so net oor die 5% groei gaan jy kry, wat eintlik net so rapsie oor die offisiële inflasiesyfer is. So 'n mens met daai wiskunde met 'n mens gemaak om te sien wat jou werklike groei in jou portefeulje en hoe werk jou kapitaal. Saam met dit, die mark is nou besig om sy langtermynkoerse so net oor die 10%. So die goeie tye wat ons gehad het die afgelope 2 of 3 jaar in die beurse, is nou basies tot 'n einde. So nou moet jy baie meer gespesialiseerd gaan kyk na jou beleggings. So jy noem ook dat mense moet kyk vir wie hulle spaar. Wat bedoel jy met so 'n stelling? Dis altyd vir my interessant as 'n mens nou werklik waar daai vraag gaan vra. As jy gaan kyk, 'n bank gaan nie vir jou sê jy kan beter elders anders te doen nie, nooit nie. Die ontvanger van inkomste gaan ook nooit vir jou sê, hoor hierso, jy betaal nou soveel belasting, jy kan eintlik dit en minder belasting te betaal nie. Selfs 'n beleggingsplatform gaan nie vir jou sê daar's 'n ander beleggingsplatform wat vir jou goedkoper dieselfde diens kan gee nie. En produkte gewys, jy moet mooi gaan kyk. Daar's van die produkverskaffers wat vir jou sê hulle gee vir jou soveel ekstra allocasie en soveel geld as jy nou daar belê. Niemand gee niks vir geld verniet weg nie. Dit is 'n belangrike punt. So jy moet mooi gaan kyk of jou geld vir jou werk of spaar jy jouself arm en so jy moet seker maak dat jy vir jouself gaan werk. Nee, 'n goeie konsep nie, spaar jouself arm. Nou, hoe groot impak kan swak of geen belastingbeplanning hê op die groei van jou portefeulje? Dood eenvoudig. As 'n mens gaan kyk op 'n rentedraende belegging, dit word as inkomste belas. So dit word elke jaar soos wat jou maandelikse pensioen of jou maandelikse inkomste word rente belas. So as jou koers 30% is of 40% is die van mense wat bietjie meer verdien, as jy 10% opbrengs kry, dan sit jy eintlik net met 6% na die tyd. Waar as jy kapitale wins wat hierso tussen 16 en 18% kan wees. So jy spaar helfte van daai belasting as jy net belastingbeplanning slim gebruik. Gebruik nie die toerusting wat jy tot jou beskikking is. Frikkie, en dan wat is die praktiese implikasies as ons net 1 tot 2% 'n jaar meer kan spaar of nie verloor aan kostes tot belasting nie? So Doopie, ek dink ons met die sommetjies so op so by naby 3% kan kry, want dis omtrent waar ons gesien het waar ons kan koste spaar belasting en dan natuurlik beter opbrengs wat jy op die einde van die dag kry. R2 miljoen belegging, dis R60,000 per jaar. So jy dink dis baie, maar vat dit oor jou beleggingstyd. Jy dink dat jy 'n kort tydjie gaan spaar of belê, jy het nog na aftrede het jy nog 20 jaar wat jy gaan lewe wat jou kapitaal na wat jy moet kyk. So R2 miljoen teen 'n 3% beter is op die einde van die dag amper 1.2 miljoen oor 10 jaar meer. So jy het meer as 50% meer kapitaal op die einde van die dag as jy net jou situasie bestuur om maar 3% beter te kan kry. Frikkie, baie dankie vir jou tyd. Dis ons gas vanoggend, Frikkie van IFSA. Julle kan hulle kontak direk deur die woord kontak te SMS na 48422. Ons is nou weer terug net na Groot Plaas kalender. IFSA, Prosperity in Progress.
Welkom terug op Groot Plaas. Ons gesels ook vanoggend met ons gas Frans de Klerk. Hy's 'n onafhanklike tegniese analis oor die jongste marktenuus. Frans, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Doopie, lekker om met julle te gesels. Frans, so kom ons gou net 'n bietjie af met wat aangaan in die markte op die oomblik. Kan jy vir ons 'n bietjie insig gee oor wat tans gebeur met die rand-dollar wisselkoers? Ja, Doopie, ek dink dit is eintlik maar die katalisator van al hierdie sagte kommoditeite. Jy weet, as jy altyd praat van mielies of jy praat sojabone, dan die heel eerste gesprek draai maar eintlik meer rand, want eintlik is sagte kommoditeite niks anders as randverskansers nie. Hulle pryse word hier bepaal, maar eintlik is die oorwegende faktor is dit wat die oorseese pryse doen en dan reflekteer dit eintlik op die plaaslike pryse. Maar as ons kyk na die rand-dollar, jy weet vir lank was die rand nou die gunsteling onder beleggers wat gesê het, ons kan die dollar so 'n bietjie op die neus slaan, want die dollar is onder druk. Dit is eintlik nie dat die rand op die dollar op die neus kan slaan nie. Dis net as beleggers 'n bietjie weghardloop van die dollar af, dan versterk die rand. En ons het dit baie duidelik Vrydag gesien toe daardie nuus uit Amerika uitkom dat die groot tegnologiemaatskappye nie so goed doen nie, het die rand baie vinnig verswak hier van 16.20 af tot byna 16.70 in 'n kwessie van 'n dag. En die rede is heel eenvoudig, beleggers hardloop na die Amerikaanse dollar toe wanneer onsekerheid plaasvind. Hulle gaan nie die rand kies nie, want die rand is 'n baie klein geldeenheid en dit bepaal altyd jou denke rondom sagte kommoditeite. So as ons na daardie grafiek kyk, dan is dit baie duidelik. Die rand bou aan wat ons noem 'n simmetriese driehoek vir byna 3 maande al, en 'n simmetriese driehoek is wanneer die weerstandslyn en die ondersteuningslyn stelselmatig na mekaar te punt en dan op 'n punt dan breek hy na bo. Nou daardie vlak wat hy na boontoe kan breek, en is so lekker om hom te wys, is 16.55. As die rand bo 16.55 breek, dan wil ek amper sê dan is die tydelike versterking van die rand daarmee heen, en dan kan ons baie maklik gaan na 16.70 en self 16.82. Nou dit sal onmiddellik die mieliepryse help, en ek gaan nou na daai grafieke kyk en met julle praat, maar 16.55 is die groot vlak. Nou baie gaan sê nee, maar die rand sal daarom nou weer so 'n bietjie guns skryf, want die Amerikaanse dollar gaan versterk. Ja, dit kan wees, maar dit sal eers sigbaar raak op die grafiek onder 16.28. Nou ja, dit is 'n groot sprong 16.28 na 16.55, maar dis waar daai simmetriese driehoek se steun en weerstandslyn lê. So vir boere, as jy jou beplanning wil doen rondom kunsmis, bo 16.55 moet jy weet die kunsmispryse en daardie ander pryse kan baie maklik weer styg, want die rand sal dan onder druk wees en jy kan so 'n bietjie asem skep onder 16.22, dan kan die rand versterk na R16 en miskien 15.92. Die enigste ding wat my plaas, die boere soek op die oomblik eintlik so 'n bietjie van 'n swakker rand en 'n olieprys wat stabiliseer, want dan gaan die sagte kommoditeite begin 'n kop optel. So terwyl ons nou op hierdie sagte kommoditeite is, Frans, vertel ons 'n bietjie na die vooruitsigte op die witmielies. Ja, as ons kyk na die witmielies, jy weet nou, toe ons nou hierdie afspraak boek van vanmôre, toe dink ek, wel, julle tydsberekening is eintlik baie goed, so ek dink die boere gaan baie bly wees. Al daai grafieke is letterlik teen die grond. Jy weet, witmielies het ek dink R400 verloor in 'n kwessie van 2 weke. Ek praat nou na die Julie kontrak toe. Nou dit is almal watervalformasies. Nou hoe lyk 'n watervalformasie? 'n Boer sal weet as sy prys sommer so elke dag laer word, sy witmielieprys en sy geelmielieprys, dis 'n watervalformasie. Dis net laat daar nie kopers is nie, die prys val weg en alles lyk net sleg. Maar gister in die grafieke het daar baie oulike formasies ontstaan, en kerse wat ons noem niks anders as die ingeligte kapitaal het ontstaan wat boere gaan hoop gee. Witmielies, 'n pragtige naaldekoker kers gister wat eintlik sê daar is brawe beleggers wat hulle hier in laagtepunte koop, en dan bo 3151 kan die witmielieprys, onthou dis alles Julie kontrakpryse hierdie, kan hy baie maklik na boontoe beweeg. My teiking na bo is 3250, selfs 3268, en dan as jy koop, gebruik 'n keerverlies van R3100. En wat is 'n keerverlies? Dit is om jou kapitaal te beskerm dat die prys nie verder val en jy groter geld verloor nie, dan weet jy die grafiek is verkeerd. Op die geelmieliekant dieselfde ding, watervalformasie,
prys het letterlik in duie gestort in die laaste 2-3 weke, maar hier het ons 'n ander formasie wat vir my baie moed gee vir die boere. Ons noem dit 'n oggendsterformasie. Nou wat is 'n oggendsterformasie? Die eerste dag kry jy 'n verskriklike lelike rooi dag wat afverkoop. Dit was nou donderdag en die boere sal dit op die grafiek sien. Toe Vrydag het daar so 'n bietjie van 'n konsolidasie plaasgevind. Daar was 'n kantelkersie en dan gister het daar 'n mooi naaldekokerkers ook ontstaan, maar daardie 3 kerse sê vir jou dat die ingeligte kapitaal nader aan geelmielie staan. En ek wonder of dit nie dalk nou met die back and claw wat dalk so na 'n kant toe beginne gaan, laat boere dalk wel meer geelmielies beginne koop vir voer nie, maar bo R3190 kan die prys opbeweeg. Daar is die positiewe teken, bo dit sal jy dit sien op die grafiek. Keerverlies, weer om jou geld te beskerm, R3125 en my teiken na bo is R3390. So daardie prys kan baie hard skop as hy aan die gang kom. Die geelmielies was regtig die hond van die twee. As ons kyk na sojabone, baie interessant, baie boere het hierdie jaar besluit hulle gaan meer sojabone plant. Hoekom? Want ons weet baie boere kan eintlik nie teen hierdie pryse mielies plant vir volgende jaar nie, so dis 'n bietjie van 'n krisis. Dan sojabone, selfde ding, lelike watervalformasie, afverkoop. Gister 'n pragtige naaldekokerkers wat sê vir jou daar's weer brawe kopers wat inklim. Bo 6750 kan hy na boontoe beweeg. My keerverlies weer om jou kapitaal te beskerm 6670 en daardie ou kan gaan na R6900 toe. Maar nou sal baie boere vir my sê, "Joh Frans, al hierdie pryse gaan op R150, maar hulle het baie meer geval as dit." Dit is die eerste teikens. Ons ken sagte kommuniteite, as hulle eers begin aan die gang kom, hardloop hulle behoorlik. So ek gee altyd eerste teikens laat die boere weet waar kan hulle eerste versuur opstel. En dan die laaste ou wat ek wil uitwys vir boere is korn. Dis 'n baie interessante grafiek want dit teenwoordig eintlik die Amerikaanse prys van wat ons sou noem mielies. Nou daardie prys het letterlik in duie gestort. As jy na daai grafiek kyk, jy sien nie net eers 'n watervalformasie nie, jy sien talle sulke oopgapings op die grafiek wat net sê elke dag as hy afverkoop, daar was geen kopers nie en daai wit gapings op die grafiek sê vir jou, hy het letterlik net weggeval, daar was nie kopers nie. Wat baie interessant is, ons het gister 'n grafiekteken gesien wat hulle noem 'n omgekeerde hamer. Nou dit klink dalk na Grieks, maar dit beteken daardie hamer kap dalk die laagtepunte van die korngrafiek uit, maar hier kyk ek na die Desember grafiek. Want my visie is so bietjie langer met die Amerikaners met hulle plantseisoen en met hulle oesseisoen, dat ons net 'n bietjie duidelikheid daar kry, maar daai omgekeerde hamer kan die prys vat van 2980 sal die eerste teken wees dat hy wil opgaan, maar kan julle dit glo, hy kan so hoog gaan soos R3200. Dis 'n 10-12% styging as hy aan die gang kom, maar gebruik maar 'n keerverlies van 2932 om jou kapitaal te beskerm. Maar uit hierdie 4 grafieke dink ek as die een wat aan die gang kom wat die boere kan help is korn en jy kan maar sien as hy beweeg sal die wit mielies en die geel mielieprys onmiddellik reageer want die korn grafiek is eintlik 'n vooruitloper van die plaaslike wit en geel mielies. Frans, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is goed om te weet dat daar is 'n bietjie hoop aan die einde van hierdie watervalle soos wat jy sê. Ek voel ook 'n bietjie meer geleerd vanoggend met al hierdie grafiekontleding wat jy vir ons gedoen het. Dis Frans de Klerk, die onafhanklike tegniese analis wat saam met ons gekuier het op Groot Plaas vanoggend om te gesels oor die jongste marknuus. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan skakel weer môreoggend in waar ons saam met jou sal kuier tussen 5:30 en net voor 6.